Hallo julle, hartlik welkom by hierdie jaar se VTT aanbieding. Dit is vir my 'n groot voorreg om 'n bietjie met julle te kan gesels oor die Niseense geloofsbelijdenis en die rol wat dit ook speel in ons kerk se liturgie. Ek wil julle 'n bietjie terugvat. In 1950 het professor van Selms al iets geskryf oor die rol van die Niseense geloofsbelijdenis in ons kerk. Luister wat sê hy 75 jaar terug. Net soos elders in die wêreld het dit egter ook hier doodkapitaal geword. Die meeste lidmate en selfs heelwat van die teoloë weet nouliks van die bestaan van hierdie kosbare erfenis uit die ou Christelike tyd. Nou dit was 75 jaar terug. 75 jaar terug het van Selms al die vraag gevra of die Niseense geloofsbelijdenis in die hervormde kerk nie dalk ou kapitaal is nie. En dit was sy wens dat ons nuwe lig sal werp op hierdie ou tradisionele Christelike feite, hierdie rykdom wat daar in ons geskiedenis lê. Nou jy gaan deur die loop van die VTT hierdie jaar baie hoor oor die Niseense geloofsbelijdenis. Jy gaan baie hoor van wie 'n rol gespeel het, wie was die historiese figure, wat het gebeur oor die geskiedenis heen. Jy gaan baie hoor oor die inhoud van die Niseense geloofsbelijdenis. Maar ek gaan my in hierdie kort video beperk tot die liturgie en die erediens binne die hervormde kerk. Dis alreeds 'n mond vol, soos wat jy sal hoor ook vandag. Dit was in 313 na Christus waar die Edik van Milaan afgevaardig is deur keiser Konstantyn en waar alle burgers van Rome godsdienstvryheid ontvang het. Die afvaardiging het amptelik geword in 324 na Christus, toe Konstantyn die Romeinse ryk onder een vaandel verenig het. Maar die Niseense geloofsbelijdenis, soos jy weet, is 'n produk tussen twee ekumeniese konsilies. Die een is gehou in 325 na Christus in Nicea, wat vandag in Turkye bekend staan as Iznik. Tweede is gehou in 381 na Christus in Konstantinopel, wat vandag bekend staan as Istanbul. En alhoewel hulle in hierdie twee konsilies na die vaslegging van die geloofsbelijdenis van Nicea eintlik so 'n bietjie gestry het met Arianisme en die eeueoue debat oor die Vader, die Seun en die Heilige Gees, het die rol van die Niseense geloofsbelijdenis in hierdie tydperk eintlik baie grond gevat, wortel geskiet in die liturgiese ordes van die kerk. Veral in die vroeë kerk. En ek dink 'n mens kan so 'n paar liturgiese gebruike, dalk net 'n paar sleutelterme uitlig, soos wat ons deur die eeue heen terugkyk na die gebruik van die Niseense geloofsbelijdenis in die liturgie van die kerk. Die Oosterse en die Westerse kerk in daardie tyd is in 325 na Christus as 'n eenheid saamgebind deur die Niseense geloofsbelijdenis. En dit het half hulle teologiese identiteit in daardie tyd bepaal. 'n meer onlangse publikasie in Peru in 1982, die sogenaamde Lima-dokument, het die Wêreldraad van Kerke die volgende uitspraak gemaak oor die Niseense geloofsbelijdenis. Hulle het gesê dat die Niseense geloofsbelijdenis is 'n dokument of 'n geloofsbelijdenis wat die meeste apostoliese kerke van ons tyd bind in een vorm. Hoor die belangrike eienskappe hier van wat die geloofsbelijdenis doen in die liturgie. Nie net in die vroeë kerk vormde die identiteit nie, maar dit bind ons ook as kerke tot eenheid. Dis hoekom ons die geloofsbelijdenis ook in ons eie eredienste begin met die woorde: ons bely saam met die kerk oor alle eeue. Maar ek wil vir jou vra, wat is die Niseense aard van die geloofsbelijdenis vir my en vir jou? Nou die voor-Niseense teoloë het iets probeer sê oor die God wat hulle aanbid het. Iemand sê dat dit beskou kan word as 'n stel reëls of 'n beginsels wat eie was aan hulle teologiese debatte in hulle tyd. Gregorius van Nazianzus het 5 teologiese redes gelewer in 380, met ander woorde 'n jaar voor die konsilie van Konstantinopel. In hierdie 5 teologiese redes het hy 'n groot rol gespeel in die vorming van die belijdenis. Hy was ook so terloops, een van die groot teoloë, een van die voorsitters van die Niseense geloofsbelijdenis met die sitting in Konstantinopel in 381. Hy was een van die 2 van 3 voorsitters wat sitting geneem het tydens die konsilie. Wat Gregorius van Nazianzus so interessant maak, is dat hy later in die kerk bekend gestaan het as Gregorius die teoloog. Hy het hierdie half eretitel ontvang vir dit wat hy gedoen het en sy teologie in die kerk. Maar dit was nie altyd so nie. Daar's 'n Niseense aard en mense hoor dit in een van Gregorius se grootste en mees bekendste preke in die geskiedenis, De Fuga, Latyn vir die vlug. Hy was deur sy pa, 'n biskop in Kappadosie, bevestig as 'n biskop aan die begin van sy bediening. Maar direk daarna het hy gevlug.
Na maande se onderhandeling met Gregorius, het hulle hom uiteindelik ooreed om terug te kom. En dan preek hy die Viola, die vlug. En dis half sy apologie aan sy hoorders om vir hulle te sê, maar kom, dit is hoekom ek dit gedoen het. Maar as 'n mens gaan luister na daardie preek, dan is daar iets vir my van die aard van die Niceense geloofsbelijdenis, van wat dit beteken om Niceens te wees vir ons ook vandag. En wat hy so mooi uitlig in hierdie preek, is dat prediker self moet eintlik iets beleef uit die skrifwoord uit en self getransformeer word deur die woord om jou hoorder ook te kan oortuig. Nou uit sy preek uit kan 'n mens dit baie duidelik aflei dat vir Gregorius die teoloog word teologie beoefen altyd binne 'n liturgiese konteks. En sy bediening, sy praksis en teologie belydenis moet altyd hand in hand loop volgens hom. En hierdie teologiese grammatika of diskurs moet toeganklik wees en die teologie, en dis so belangrik, moet transformerend wees. Hoor jy nog 'n eienskap in die belydenis van Nicea wat baie sterk na vore kom in die werk van Gregorius? Die transformerende eienskap van 'n belydenis. Kom ons kyk dalk so 'n bietjie kort en oorsigtelik na die liturgiese ontwikkeling van die belydenis. Ons vind elemente van die belydenis alreeds voor 325 na Christus. Byvoorbeeld in die werke van Hippolytus van Rome in 215 na Christus. Nie as 'n onafhanklike dokument nie, maar as deel van die liturgie, veral as deel van sy gebed rondom die gebruik van die nagmaal. In die vroeë kerk in Klein-Asië het Basilios die Grote, 'n Kappadosiese kerkvader, die Niceense belydenis voorgestel in 'n aantal van sy briewe as 'n middel om vrede te bring in situasies waar daar verdeeldheid in gemeentes ontstaan het. So kry ons ook Cyrilius van Jerusalem, wat ook bekend was vir die algemene gebruik van die belydenis in die liturgie. Maar dit was Augustinus van Hippo wat die belydenis beskryf as 'n reël van geloof, wat baie beteken het vir hom in die liturgie vir kategese en vir onderrig. Augustinus beskou die belydenis as 'n draer of die wagwoord van die Christelike geloof. En dis hier waar die simbolim gebruik van die Niceense geloofsbelydenis na vore kom. Nou Van Selm skryf daaroor en hy sê dat die vroeë kerk het die doopsimbool, die doopwagwoord gehad en dis hoe die Niceense geloofsbelydenis ook in die vroeë kerk gebruik het. Interessant is die ontwikkeling van hoe die Niceense geloofsbelydenis in die vroeë kerk gebruik was tydens die doop. Nou wanneer mense tot geloof gekom het in daardie tyd en jy wil aansluit by die kerk, moes jy 'n proses ondergaan in die kerk wat bekend gestaan het as jou katechumenaat. En met die katechumenaat het hulle 'n proses deurgegaan waar hulle die belydenis ontvang het wat in Latyn bekend gestaan het as die traditio symbolum of die traditio symboli. En hier het hulle hierdie wagwoord ontvang, die Niceense geloofsbelydenis van die biskop af. En dan op 'n latere stadium, 'n week of wat daarna, of as dit 'n lydingstydperk was, oor die Paasnaweek moes hulle dit weer teruggee. En dit het bekend gestaan as die reditio symboli. Met ander woorde, hulle het dit eers ontvang, maar dan het hulle dit ook weer teruggegee. Die biskop het dit oorgegee en hulle het dit teruggegee. Die Niceense geloofsbelydenis is in die gemeente opgesê, maar die gebruik was dat dit vooraf gegaan was deur die uitsluiting van die katechumenaat. Met ander woorde, die mense wat tot belydenis gekom het. Die liturgie is in 2 dele opgedeel. Die liturgie was aanvanklik geskryf en word vandag nog in die meeste van die ortodokse kerke gebruik. Die groot kerkvader Johannes Chrysostomos het hierdie divine liturgy geskryf, of hierdie heilige liturgie. En dit word in 2 dele opgedeel. Die eerste deel gaan spesifiek vir die dopeling. En dan wanneer die dopeling klaar die katechumenaat deurgegaan het en die liturgie gedeelte is afgehandel, is hulle gevra om uit te gaan en die deure van die kerk is dan toegemaak. Dan is die tweede gedeelte van die liturgie ingelei. Basilos die Grote het presies dieselfde gedoen in ook sy liturgie. Dan die tweede gedeelte van die liturgie wat dan ingelei is, het veroorsaak dat net die mense wat die Niceense belydenis mag opsê deel word van die kerk. Dis om te bevestig dat dit wat hulle sê reg en korrek is. Met ander woorde, dit is ortodoks. Hoor jy nou wat hier gebeur? Die Niceense belydenis het in die vroeë kerk nou half 'n ander vorm begin aanneem in die liturgie. Eers is dit half 'n simbolum of 'n wagwoord vir die nuwe dopelinge, maar dit het ook 'n ortodoks, die regte manier van hoe jy teologie beoefen geword. Dis eers in die 5de eeu toe die patriarg van Antiochië, Petrus de Voller, so 'n bietjie anders begin dink het oor die gebruik van die Niceense
Niceense geloofsbelijdenis binne die kerk. En hy het verklaar dat die repeterende gebruik daarvan, die opset daarvan in die kerk, in die liturgie kan plaasvind, eers in die 5de eeu na Christus. Dit bring ons natuurlik by die reformatie. En vir Martin Luther was die fokus gerig op die kategetiese aspek van die liturgie. En daarom het hy meer gevra oor die plasing van waar mens die preek in die erediens plaas, as wat waar mens die Niceense geloofsbelijdenis in die erediens plaas. Vir hom het dit sin gemaak om die belydenis te sing. Hy het dit ook geskryf in terme van 'n hymnologie. Vir Martin Luther was dit belangrik dat die wet die beleier se manier was om te sê wat hy of sy sal doen. Maar die belydenis, dit is wat God sal doen. Hoor jy die klem verskuif vir Martin Luther? Martin Luther het glad nie gevra na die ortodoksie nie. Met ander woorde, na of dit die regte teologie of die verkeerde teologie is nie. En hy het glad nie die belydenis as 'n wagwoord gebruik nie. Maar inteendeel, vir Martin Luther was die belydenis 'n hartsaak. En daarom het hy partykeer die belydenis as gebed en as sang gebruik. Want dis wat vir hom belangrik was. Maar ek dink om mens met die vraag vra in ons kerk vandag, wat is 'n belydenis? Veral wanneer ons kyk na die liturgie, veral wanneer ons kyk na die erediens. Hoe lyk die belydenis binne jou erediens? Ek stem saam met professor Laurens Steenkamp, wat in 1997 al die belydenis gesien het as 'n eksistensiële uitdrukking van 'n mens se geloof, eerder as 'n objektiewe waarheid. Belydenis, sê hy, bly altyd 'n antwoord. Die antwoord van die mens, die antwoord van 'n kerk op die selfopenbaring van God deur Jesus Christus. 'n Belydenis kan nooit net 'n verstandelike uitspraak word nie. En dit kan nooit selfs net formulering van 'n standpunt word van 'n gemeente nie. Hy beskryf Ott se teologie, waar hy sê dat Ott die middelpunt of die wese van die kerk altyd beskou as 'n gebeure. Met ander woorde, die kerk is altyd weer daar waar hy alreeds is. Ons bly altyd belydend as kerk. Dit bly altyd 'n gebeurtenis. En daarom moet die belydenis altyd gebid word. Daarom moet die belydenis altyd gesing word en gepreek word, juis soos wat Luther dit bedoel het. So word die belydenis weer volgens hom 'n saak van die hart, 'n eksistensiële ontmoeting, en dit bring die hele mens betrokke by die proses. Geloof word in lied en gebed die heel duidelikste gehoor. Maar die vraag bly, in die liturgie van die hervormde kerk, of die belydenis nie maar net 'n mantra is nie. Half iets wat ons elke Sondag herhaal en repeterend opsê, sonder emosie nie. Is daar nie dalk 'n diskonneksie nie? Daar kan 'n natuurlike diskonneksie ontstaan tussen die Niceense geloofsbelydenis en die konteks van Afrika, die konteks van Suid-Afrika, die konteks van ons kerke, van gemeentes. Die Niceense belydenis was altyd nog besig om 'n balans te vind in die worsteling tussen die Arianisme, die ortodoksie en selfs die identiteit van die kerk. En die Niceense belydenis was in sy ontstaan nooit bekommerd of bemoeid met die sogenaamde grassroots van Afrika nie. En dit laat my met 'n ander vraag. Is daar 'n plek of 'n ruimte in ons kerk se liturgie vir die Niceense geloofsbelydenis om dalk iets te sê van ons kerk se identiteit? Die landskap waarbinne die belydenis leef, het verander. Die konteks is nie meer dieselfde soos wat dit in die vroeë kerk en ook tydens die reformatie gebruik was nie. Die hervormde kerk se landskap het verander en baie mense beskryf ons identiteit of die wese van die hervormde kerk in hierdie tyd. En dis my moeilik om dit te sê, as 'n oorlewingsstryd. En hulle sê dat die oorlewing van die kerk het al 'n wese geword en dit toon die karakter van 'n missionale kerk ook vandag. En nou is die vraag, is ons eerlik in ons belydenis oor die wese en die identiteit van ons kerk vandag? Hoe lyk die konteks van die deelnemer wat ook deel is van die erediens vandag? Hoe lyk die wêreld van die hoorders, van die predikant wat elke Sondag op die kansel die woord van God moet verkondig? Hoe lyk hulle wêreld? Elke belydenis van geloof moet tog gesien word as 'n dialoog tussen God se wêreld en God se kerk. Tussen wat ons beskou as God se roeping en taak en die praksis of die bediening wat ons vandag in die gesig staar. Die hervormde kerk se teoloog moet altyd die gaping probeer oorbrug
tussen die akademie en die grassroots teologie wat essensieel deel van die kerk se karakter is. Die belydenis, die identiteit van die kerk is. En as ons sê dat ons kerk se karakter, se wesenskenmerk Missio Dei is, dan moet ons getrou bly aan die aard van Messia ook in ons eie kerk en ook in ons eie liturgie. En dit is hier waar die kerk weer opnuut na haar roeping vra en haar roeping opnuut weer ontvang. Dalk 'n roeping van Missio Trinitaris Dei, iets wat die belydenis van Messia so mooi beskryf. 'n Roeping in 'n God drie-enig. Knoetse het al in die begin van verlede jaar geskryf dat daar 'n sleutelverskywing is in die Missio Dei landskap in die kerk vandag. Hy noem die Missio Dei as iets wat aan God behoort en nie meer aan die kerk behoort nie. Hy sê die kerk is nie meer die een wat stuur nie, maar die kerk is die een wat gestuur word. Hy sê Missio Dei is 'n globale beweging van oral af na oral toe. Die idee dat die sending gedoen word vanuit 'n Christelike wêreld na 'n nie-Christelike wêreld, dit bestaan nie meer nie. Die kerk is in wese missionaal. Ons het 'n Missio Dei as 'n eklesiologie. Die missionale taak vind al hoe meer plaas deur die samewerking tussen vennootskappe. Daarom is dit so belangrik om weer te herontdek in ook die liturgie en die ruimte van die liturgie in ons kerk, wat die wese van ons kerk is. En dis dalk hier wat Knoetse sê, waar die Niceense geloofsbelijdenis en die Niceense aard van ons belydenis in ons kerk so 'n groot rol kan speel in die kerk. Nou jy het gehoor dat ek deur die loop van hierdie praatjie vandag 'n paar elemente van die Niceense geloofsbelijdenis uitgelig het. 'n Paar sleutelterme. En ek dink 'n mens kan dit van die begin af opsom deur te sê, die Niceense geloofsbelijdenis bind ons nie net saam nie. Dit gee nie net vir ons 'n identiteit nie, dit transformeer nie net nie, maar dit bring ons ook by 'n plek waar ons kan terugdink en onthou dat daar 'n simbolim, 'n wagwoord was wat selfs gekoppel was aan die belydenis. Daar was selfs 'n ortodoksie van wat is reg en wat is nie reg nie. Ons weet ook dat die Niceense geloofsbelijdenis in Luther se tyd 'n pragtige kategetiese proses begin het, 'n onderrigproses begin het vir die gemeente. En ons weet ook dat die belydenis ook vandag vir ons 'n eksistensiële ontmoeting kan wees, wat ook ons eie lewe kan transformeer. En dalk is dit 'n paar vlaggies wat ons kan inslaan vir verdere bespreking dalk vandag by die VTT. As ons na hierdie vlaggies sou kyk, hoe sou jy sê, kan ons, en daar kan ek jou los met so 'n paar vrae vandag, hoe sou jy sê, kan ons die Niceense geloofsbelijdenis vandag in die liturgie gebruik, sinvol, om ook hierdie plek van eksistensiële uitdrukking te gee van wie ons is as gemeente en 'n eksistensiële ontmoeting met God, maar nog meer as dit, hoe kan ons sê dat die Niceense geloofsbelijdenis ook in ons eie lewe transformeer? Dalk kan ons die vraag vra in die vandagse homiletiek en 'n nuwe homiletiek soos wat hulle praat hulle van 'n deelnemende homiletiek. Hoe kan ons die hoorder so ver kry om deel te neem aan die erediens deur die Niceense geloofsbelijdenis? Daar kan ons 'n bietjie vir die vraag nog meer vra, meer genuanceerd vra. Dink jy dat ons dinge soos estetiese prediking, met ander woorde kunste en beelde en visuele en ook deur alles in ag te neem, die hele sintuiglike waarneming van die mens, dink jy ons kan dit ook gebruik en hoe kan ons die Niceense geloofsbelijdenis daarby intrek? Ek hoop dat die VTT suksesvol sal wees en ek hoop dat die debat en die bespreking wat julle ook voer baie sinvol vir elk van julle sal wees.